Kom ons vra maar die Here om ons harte stil te maak. En dat die Here net ons sal oorspoel met sy vrede en sy genade vanmôre. Vriende, kom ons begin saam sing. Is verlos o my siel, baie bekende koortjie, verlos o my siel, gaan vertel dit, die bloed van die lam maak my vry. Wat ons gaan saam sing is, I have decided to follow Jesus. Ons gaan afsluit met die laaste ene. Ons noem hom die Alfa en die Omega. Ons noem hom die blinkmôre ster. Wonderlike koortjie wat ons die
lof en die heerlikheid van die Here besing, ons noem hom. Ons gaan ons diens begin vanmôre met gesang 313, die 3de vers. Ons gaan staan as ons die noot kry en dan sing ons hierdie lied saam om ons diens vanmôre mee te begin. Welkom aan die een en elkeen by hierdie oggend erediens vanmôre. Dankbaar dat die Here ons gespaar het en die geleentheid gee om ook vanmôre te kan stil word in die teenwoordigheid van ons Here. Ons is altyd so besig, die weke is aan die gang en ons is al sterk op pad na Kersfees toe, die einde van die jaar. Ons is al in Augustus maand, die 8ste maand van die jaar. Kan nie dink dat die jaar so vinnig verbyvlieg nie. En vriende, dat ons nog 'n geleentheid het om die Here te kan eer, te kan toesing, die lof van ons harte te bring, dis vir ons 'n voorreg. Kom ons maak ons lewens tot sy beskikking, ons stel ons lewens tot sy beskikking ook in hierdie môre. Ons wil ook vir die mense wat via die internet na ons luister vanmôre of na ons kyk via die video uitsending, ook aan u sê baie hartlik welkom en ons vertrou dat waar u ook al mag wees, dat u saam met ons die Here Jesus vandag sal beleef. Nou ons het klaar gemaak verlede week met ons woordskool met betrekking tot die onderwerp oor die doop. So as daar mense is wat graag die lesings wil bekom of dit is op DVD beskikbaar, so u kan u bestellings daarby van julle en die media span inhandig en dan ook dan net die lesings by hulle kry. Dit is op DVD beskikbaar. As u nou nie die woordskool kom bywoon nie. Here, die innige gebed van my hart vanmôre is dat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart, dat dit voor u welbehaaglik sal wees, Here, ons rots en ons verlosser. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader in sy Seun die Here Jesus en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Kom ons begin ons diens. Deur staande saam te sing, ons gaan gesang 10 sing, 'n baie bekende gesang, Grote God, aan u die eer. Heerlik is waar u regeer, hemels is u majesteit, heilig u geregtigheid. U wat alles onderhou, u is ewig en getrou. Ons gaan al die verse sing wat daar vir ons vertoon word.
Ek wil u vanmôre nooi om 'n baie bekende gedeelte uit God se woord saam met my te lees. En hierdie gedeelte vind u in Lukas hoofstuk 15. Nou wanneer ons Lukas hoofstuk 15 lees, dan vertel die Here Jesus hier 3 verskillende gelykenisse. Hy begin, en dalk moet ek dit sê, hy doen dit as gevolg van, of as reaksie op die kritiek wat daar deur die Fariseërs en die Sadduseërs was, dat daar baie mense gekom het om na hom te luister, en veral, soos wat hulle dit gestel het, die sondaars het kom luister. En hy vertel die gelykenis, en hy begin met die gelykenis van die verlore skaap. Die persoon wat 100, die skaap-eienaar, die boer het 100 skape gehad, en toe raak daar een weg. En hy los die 99 en hy gaan soek die een, waar hy daar verstrengeld was, of verlore was, waar hy homself bevind het. En toe hy hom gekry het, sit hy op sy skouers en hy bring hom terug. En die vriende en sy familie saam met hom bly oor hierdie skaap wat hy gekry het. En die Here sê hierdie woorde, hy sê, so is daar blydskap in die hemel oor een persoon wat hom tot God bekeer, meer as 99 wat daar in die kraal is, alreeds is. En die Here Jesus volg dit op met die gelykenis van die verlore penning. 'n Vrou wat 10 pennings gehad het. Nou hulle sê hierdie 10 pennings was heel waarskynlik deel van haar trousseau. Die dames weet mos waarvan ons praat as ons praat van trousseau, nee. Die Engels praat van dowry. Trousseau. Nou in daardie dae het hulle baie keer vir die dames so 'n string pennings gegee wat hulle baie keer so om die kop, ek dink hulle het om die kop amper vasgemaak en hulle het so gehang. Een het verlore geraak. Jy weet nie waarom nie. Die Bybel sê sy het die lig opgesteek en die huis uitgevee en sy het hom gekry. Sy het hom gesoek, sy het hom gekry. En die Here sê dieselfde woorde, daar is blydskap in die hemel onder die engele oor een siel wat hom tot God bekeer. En dan kom vertel die Here Jesus die gelykenis van die verlore seun. En ek wil hê ons moet dit saam lees vanaf vers 11. En hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel, en nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie werd om u seun meer genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword.
En hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Hier eindig ons voorlesing uit die woord van die Here. Wonderlike, aanbiddelike Here, dankie dat ons ook net vir hierdie wyle, net vir 'n oomblik, Here, voor U kan stil word. Vader, dankie vir die voorlesing uit U woord. En Here, ons wil vra dat U dit vanmôre sal kom seën, dat U die woord sal waar maak, wanneer U sê dat U wakker is oor U woord, om dit te volbring, of wanneer U sê dat U woord nooit ledig na U sal terugkeer nie. Here, kom voed ons siele vanmôre met die brood van die ewige lewe. Here, ons het honger. Here, ons dors na U, ons siele dors na die lewende God vanmôre. Kom versadig ons deur die inwerking van U Gees in elke hart, elke lewe. Seën lippe van klei wat die woord moet bedien, maar ook ore om te kan hoor, so sê die Here. Amen. Liewe vriende, nou ons ken die gelykenis van die verlore seun. En hierdie gelykenis word juis, het die Here Jesus juis vertel met die oog daarop, om by jou en my tuis te bring, dat daar talle mense is soos hierdie jongman, verlore op pad na 'n ewigheid sonder God. En dat elke mens sy eie pad loop. Ek herinner my aan die teksvers in Jesaja 53 vers 6, waar die woord van die Here vir ons sê, ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen ons eie pad geloop. Vriende, elke mens loop sy eie pad, elke mens is verantwoordelik vir sy eie lewe. Elke persoon gaan self voor God eendag rekenskap gee en verantwoording doen vir sy of haar lewe. En dalk is daar iemand vanmôre wat sy eie pad stap. Dalk 'n jong maat, dalk 'n getroude persoon, dalk 'n ouer persoon, wat jou eie pad stap. En dan kom God met geduld, en hy wag vir jou, en hy trek vir jou, en hy praat met jou, om jou terug te bring, na die huis, na God toe. En vriende, die woord van die Here sê vir ons, daar is onder die engele in die hemel, is daar opgewondenheid, is daar blydskap, oor 'n persoon, wat hom tot God bekeer. En ons dank die Here vir elke persoon vanmôre in hierdie gehoor, en hulle wat na ons luister, of na die DVD sal kyk, vir elke mens, elke individu, met die getuienis in sy of haar hart, dat hulle die Here Jesus uit genade, dat hy die Here Jesus hulle uit genade gered het, en dat hy deel is van hulle lewe, en dat hulle in 'n persoonlike verhouding met God staan. En ek wil vanmôre met u praat, uit hierdie gelykenis, nie met die ongereddes vanmôre nie, maar met die gereddes. Ek wil vanmôre hierdie gelykenis wat die Here Jesus vertel het, wil ek vanmôre kom toepas op die kinders van God se lewens. En ek wil dit doen na aanleiding van 2 verse uit God se woord. Die eerste ene vind u in vers 12, waar die Bybel sê, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel, sê die woord, en sê die skrif vir ons. En dan in vers 19, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. Hier vind ek 2 sinsnedes, twee dinge. In vers 12 vind ek hierdie jong man wat na sy vader toe kom, en hy eis van hom, hy sê, gee my. Gee my. En dan in vers 19 kom hy en hy sê vir sy vader, maak my. Liewe kind van die Here, baie keer is jy en ek, soos hierdie jong man,
waar ons na God toe kom en vir hom kom sê, God, Vader, gee my. Gee my. Maar baie selde is daar 'n tyd in ons lewens as kinders van die Here, waar ons vir die Here sal sê, maak my. En ek wil oor hierdie twee gedagtes vanmôre met u praat. Want u sien vriende, tussen gee my en maak my, moet daar iets radikaals in jou en my lewe plaasvind. Moet daar iets gebeur wat my laat verander van 'n gee my tot 'n maak my. So kom ons praat eers in die eerste plek oor die gee my. En dit vind ons, soos ek reeds gesê het, in vers 12 van hierdie gedeelte, waar hy kom en hy sê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle gedeel. Ek sien 3 dinge raak. Nommer 1, hierdie jong man kom staan voor sy vader en hy eis, hy vra. Hy eis, Vader, gee my wat my toekom. Gee aan my wat aan my behoort. Nergens lees ons dat hierdie jong man met sy vader gaan sit het en gepraat het oor sy toekoms. En gepraat het oor dit wat hom toekom nie. Hierdie jong man het nie na sy vader toe gekom en gevra, Vader, asseblief, ek het dinge wat ek graag wil gaan doen in die lewe, en ek het finansiering daarvoor nodig, help my om daardie droom van my te bereik. Nee vriende, daar was nie eers die woord asseblief by betrokke nie. Ek lees dit nie hier nie. Dis net 'n eis wat gegee word. Vader, ek is mos deel van hierdie huishouding. Ek is mos deel van hierdie gesin. En deel van dit waarvoor ons saamwerk, behoort aan my. Gee dit wat aan my toekom. Ek eis dit van u af op. U sien, liewe kind van die Here, baie maal is dit ook so in jou en my lewe. Jy en ek as kind van God kom baie maal na God toe, omdat ons weet dat daar uit sy volheid vir ons genade op genade is. En wat kom doen ons? Ons kom eis. Ons kom vra. Nou die Bybel sê het niks daarteen dat ons vra volgens die wil van God nie. Die woord van die Here sê vir ons inteendeel, as julle iets vra volgens my wil, dan sal ek dit vir julle doen. Maar vriende, ons kom eis, ons kom neem, ons verwag. Daar is 'n sekere mate van verwagting in ons hart teenoor God. Here, U is mos God. U is mos my Vader. U moet mos vir my sekere dinge doen. U moet mos vir my sekere dinge gee. En vriende, ons eis van God ons gesondheid en ons finansiële welstand, en dat dit met ons familie sal goed gaan, en dat ons 'n lang lewe sal leef, en ons eis van God, en ons vra, en God moet maar net toesien, dat hy vir my gee, en die Here moet maar net help, en die Here moet maar net doen. Baie maal, as ons selfs in gebed na God toe kom, dan is daar die gebed wat ek bid, baie keer maar net een lang inkopieslys van dinge wat ek vra. Here gee, Here doen, Here maak, Here help. Het jy dit al agtergekom? Baie maal is daar die gebedsversoek van my so selfsugtig, draai om myself en om my eie lewe en om my eie gesin. Baie keer vergeet ek om selfs in daardie gebed van my net 'n ou woord van dankie by te voeg, om vir God dankie te sê vir wat hy alreeds vir my gedoen het, maar ek is gereed om te eis.
en te vra. Dis die eerste. Liewe kind van die Here, is ons nie maar baie maal, of weerspieël ons lewens nie maar baie maal, dit wat hierdie jong man gedoen het. Vader, gee my. Ons kyk hoeveel ons uit God uit kan wurg, met respek gesê. Ons kyk hoeveel ons uit God uit kan kry, as moontlik. En dit bring my by die tweede gedagte, wat ek raak sien in hierdie jong man se lewe, is hoe dat hierdie gee my sy optrede beïnvloed het. Is wat was sy optrede? En ons lees daarvan in vers 13 van ons voorgelese gedeelte. En die Bybel sê nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Vriende, hierdie jong man eis net. Die vader verdeel en hy maak bymekaar. Nou ek kan nou maar dink, daar was dalk 'n skaap of 3 of 'n wat ook al, en al hierdie goed was heel waarskynlik in geld omgesit, en hy maak alles wat hy kon bymekaar, en daar stap hy die wye wêreld in om sy lewe te gaan geniet. Vriende, daar is nie een oomblik dat hy dink aan die hartseer wat hy sy vader veroorsaak nie. Daar is nie een moment dat hy stil staan om die traan in sy vader se oog te sien. Die liefde wat uit daar die hart en lewe vir hom straal, om hom te beskerm, om vir hom te wil doen en vir hom te wil help, dit word misgekyk en nie raak gesien nie. En wat gebeur? Hy maak bymekaar. Hy neem dit wat hy gekry het, en die Bybel sê hy dit gaan verkoos. Nou, u weet mos wat die woord verkoos beteken, hè? Dit beteken om te mors. Dit beteken om uit te gee. Dit beteken om te spandeer. Dit beteken om nie rekenskap te gee of te doen van dit wat ek het, en seker te maak dat hierdie goed my gaan hou, of dat hierdie goed wys belê, of wys gebruik, of reg spandeer word nie. Nee, vriende, die Bybel sê, hy het sy goed geneem, en hy het dit gaan uitgee, hy het dit gaan verkoos, sê die woord van God vir ons. Vriende, die Bybel sê, die jongste seun het dit so opgesom, toe hierdie jong seun terugkom, die oudste seun het so opgesom, hy sê, maar toe hierdie seun van die kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Dit is hoe die oudste seun dit beskryf. Hy het dit net gaan uitgee. Liewe kind van die Here, ek wil vanmôre vir u vra, wat maak jy en ek met dit wat God aan ons toevertrou? As die Here vir jou en my vanmôre gesondheid gee, wat maak ons met ons gesonde liggame? As die Here vir my 'n familie gee, waaroor ek as man die hoof van die huis moet wees, en as moeder my kinders moet versorg, en na my gesin moet opsien, wat maak ek met daardie kosbare juwele, wat God aan my toevertrou het? Vriende, as die Here aan my besittings toevertrou het, persoonlike besittings, wat maak ons met daardie besittings en finansies wat God vir ons gegee het? Maak ons soos hierdie jong man. Dis myne. Ek sal dit gebruik soos ek goed dink. Ek sal daarmee maak wat ek wil. Niemand sal my voorskryf hoe ek sal maak en wat ek sal doen nie. O, liewe toehoorder, hoeveel van ons as kinders van God verkoos nie ons gawes en ons talente wat God aan ons toevertrou het? Nou sal daar dalk iemand wees wat opstaan en sê, maar ek weet nie van 'n talent wat God vir my gegee het nie. Ek wil vir u sê, liewe toehoorder, ek glo met my hele hart dat elkeen van ons wat hier sit, het ten minste een talent. Ten minste iets wat God aan jou gegee het, 'n passie in jou hart vir iets in die lewe.
Maar ons gebruik dit vir onsself en vir ons eie genoegdoening. Maar nooit dink ons daaraan om dit wat God aan my toe vertrou het, weer terug te ploeg in die saak van God nie. Ons verkwis dit, ons vermors dit. En wanneer ek eendag iewers in 'n hoek vasgekeer is, of eendag iewers waar ek my gesondheid verloor het, dan wil ons omdraai en sê, het ek maar, plaas ek maar. Wanneer ons kinders uit die huis uit is, en hulle nie die Here wil dien nie, as gevolg van dalk die voorbeeld wat ons gestel het. Ek dank die Here vir goddelike ouers, ouers wat die Here ken, en die pad met God stap, en wat die voorbeeld vir hulle kinders is. Ek dank die Here vir hulle vanmôre, van u wat hier sit, en u val in daardie kategorie. Mag die Here vir u seën, en mag u die vrug van u arbeid, wat u inploeg in die gesin en die kinders, mag u dit eendag pluk, vriende. Maar wat van daardie persoon wat geen voorbeeld gestel het nie? En nou sit ons met ons hande in ons hare, en ons wil ons haar uit ons kop uittrek, omdat ons nie meer weet wat om te doen nie. Liewe ouer, liewe pa, liewe ma, liewe kind, God het aan jou toevertrou. God het aan jou sekere dinge gegee, en jy's 'n rentmeester, as rentmeester, oor daardie dinge aangestel. En hoe word God se gawes, wat hy in jou en my lewe ryklik kom uitstort, nie baie maal in losbandigheid verkoos nie. Dis wat hier die jong man gedoen het. Die Bybel sê hy dit gaan verkoos. Verkoos jy wat God vir jou gee? Of werk jy as rentmeester daarmee? Kom ek gee vir die derde, want daar's nog die tweede gedagte waarby ek wil kom. En dit is die eindresultaat van gee my. Vriende, wat was die eindresultaat van hierdie jong man se gee my? Die Bybel sê dit in vers 14 tot en met vers 16, beskryf hy dit so. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. En toe hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in die veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Vriende, toe hy alles deurgebring het, alles verkoos het, alles onoordeelkundig opgebruik het, toe stuur God hongersnood. En daardie man weet nie waarheen om te draai nie. En op die einde van die dag, al wat hy kon kry om te doen, was om varke op te pas. Om daar in die veld langs die varke en hulle varkbakke te sit en te kyk hoe hulle versmil en die pele wat hulle opeet, hoe hulle dit opvreet. En die Bybel sê hy het verlang dat net sy maag, as hy net maar sy maag kon vul met van daardie pele. Vriende, hy bevind hom daar as 'n uitgeworpene. Dink vir jouself aan 'n Jood wat varke moet oppas. Liewe vriende, dit was vir hom iets tragedies gewees in sy lewe. Dit was die laagste van werke wat hy kon kry, maar daar sit hy en hy doen dit. En daar is hongersnood, daar is 'n leemte in sy lewe, daar is 'n vakuum in sy binneste. Hy eindig met niks. Hoeveel kinders van God gaan slaap nie baie keer in die aand. En dan in hulle harte is daar ook maar 'n leemte. In hulle binneste wonder hulle partykeer en hulle vra partykeer, Here, bestaan U nog? Here, weet U van my? Maar vriende, ons verwag God moet omgee. Ons verwag die Vader moet sy genade en sy liefde oor ons lewens uitstort, maar ons kan met dit maak net soos wat ons wil. Ek lees in die woord van die Here in Psalm 106 vers 15, sê die woord van die Here vir ons. Toe het hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siele het hy 'n maarte gestuur. Vriende, God gee baie maal vir jou en ek wat ek vra. Veral wanneer ek so neel, jy weet ons praat van die kinders wat neel. Moenie neel nie, hou op neel. Het jy dit al vir die kind gesê by geleentheid? Ja, ons weet waarvan ons praat, nee. Hou op neel, nee. En net om sy mond stil te hou en stil te kry, dan gee ons maar, hierso gaan doen.
En baie maal maak jy en ek so met God. Ons kniel. En ons kla. En dan sê God, alright, kom ons doen maar. Maar wat gebeur, vriende? God gee vir jou. Maar in jou siel is daar 'n maarte, want jy weet, hierdie ding moes ek nie gehad het nie. Hierdie ding moes ek nie gedoen het nie. Dit wat ek nou hier doen, is nie van God nie. O, liewe kind van die Here, hoeveel maal stap God met jou en met my 'n pad? Vriende, hoeveel maal is daar in jou en my lewe 'n geestelike hongersnood in ons binnestes, in ons lewens. Ons verwag God moet seën, maar ons het geen gebedstye nie. Ons verwag God moet doen, maar ek spandeer nie tyd met die woord nie. Ons verwag God moet hoor wanneer ek hom aanroep, maar ek het geen tyd wat ek afstaan om aan God te spandeer nie. Maar ek getuig dat ek gered is. Ek getuig dat ek kind van God is. Vriende, wat is die uiteinde? 'n geestelike maarte. 'n geestelike maarte. Ervaar u dit dalk vanmôre? Is dit dalk deel van jou en my lewe? Maar jy sien, toe gebeur daar iets in hierdie jong man se lewe. Daar waar hy by die bakke sit van die varke. Daar waar hy sit agter daardie varkpanne en verlang om sy maag te vul met die pele, met die varkkos. Gebeur daar iets. Daar vind 'n metamorfose in hierdie jong man se lewe plaas. Vriende, hierdie man, die Bybel sê vir ons, daar 2 dinge by hom gebeur. Ek gaan dit net noem. Die Bybel sê in vers 17, hy het tot homself gekom. Jy moet dit gaan lees. Hy het tot homself gekom. Daar het iets in sy binneste gebeur terwyl hy daar sit. Daar het God die Heilige Gees met hom gewerk en hom oortuig van die koudheid van sy eie geestelike lewe en dalk die hardheid van sy hart. En daar moes hy ondersoek in doen. Here, hoe lyk ek in my binneste? Hy het tot homself gekom. Hy moes ondersoek doen. Liewe kind van die Here, is dit nie dalk tyd dat jy en ek ook in ons lewens ondersoek doen in my hart en in my lewe oor my verhouding met God nie? Sit ek nie dalk vanmôre daar geestelik bankrot, uitgelewer, en God praat, maar ek luister nie. Vriende, hierdie jong man moes tot homself kom. Hy moes kyk hoe lyk hy in sy hart en hoe dat God hom raak sien. Dit laat my dink aan 'n jong profeet met die naam van Jesaja in Jesaja 6. Toe hierdie jong man, hierdie jong profeet voor God buig en hy die heiligheid van God sien, toe kyk hy na sy hart en hy sê, Here, ek is 'n man onrein van lippe. Ek is onrein, Here. Weet jy wat, vriende, dit maak nie saak hoe jy dit vanmôre wil inkleer nie. Dit maak nie saak hoe mooi en watter mooi kleure jy oor jou lewe en oor jou hart wil kom verf nie. Die donker, die swart sal altyd deurskyn en deursyfer. Want wanneer God se die lig van die Heilige Gees op jou en my kom laat val, dan elimineer dit daardie dinge wat verkeerd is. Daardie dinge wat my weghou om God met oorgawe te dien. Daardie dinge wat in my lewe ingekom het en wat my van my vreugde beroof het. Daardie dinge wat ek in my lewe toelaat, wat my weghou om vir my volle potensiaal vir God te ontwikkel en uit te leef. Ek is beroof daarvan. Maar vriende, wanneer ek tot inkeer kom sit God sy vinger op die probleme. Die tweede ding wat hy gedoen het, en dit is, die Bybel sê, hy het gesê, ek sal opstaan, vers 18. Ek sal opstaan.
Liewe toehoorder, liewe kind van die Here vanmôre, dit help nie. Ons erken vanmôre, Here, ek is geestelik bankrot. Dit help nie ons sê vir mekaar, Here, ek is soos hierdie jong man wat net eis. En wat die talente en die gawes en my voorregte wat God vir my gee, net vir myself wil gebruik en spandeer, en verder is ek geestelik bankrot en nêrens. Dit help nie, ek kom tot inkeer en besef wat is verkeerd in my lewe en ek doen niks daaromtrent nie. Vriende, die Bybel sê, hierdie jong man het gesê, ek sal opstaan. En die Bybel sê, en hy het opgestaan. Jy sien vriende, jy gaan by daardie plek moet kom waar ek sê, waar jy vir jouself sê en ek vir myself sê, ek is klaar. En dis 'n wilsbesluit. En niemand anders kan dit vir jou neem nie. Nie ek nie. Nie u vrou nie. Nie u man nie. Nie ma en pa nie. Nie die kinders vir julle nie. Jy moet dit neem. Ek sal opstaan. Is jy bereid om op te staan? Want vriende, die oomblik toe hy hierdie besluit geneem het, toe sê hy, en ek sal my vader, is die tweede gedagte, ek sal vir my vader sê, Vader, maak my, vers 19, luister wat sê die woord van die Here, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my, Vader, maak my. Jy sien, liewe kind van die Here, dis die plek waar God ons wil hê. Dis die plek waar God jou en my wil kry. Waar ons vir onsself sal sê, waar ek vir God sal sê, Here, ek is klaar met eis, ek is klaar, gee my, ek is klaar vir myself ingepalm. Vader, maak my, maak my. Wat is die uitvloeisels van hierdie maak my? Dit praat van 'n berou, nommer 1, vers 21, sê die woord van die Here vir ons. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. Ek is nie meer werd om U kind genoem te word nie. Vriende, voel jy ook nie partykeer so? Here, ek is nie eers meer werd om kind van God genoem te word nie. Daar's soveel dinge in my lewe, Vader, wat ek toelaat. Here, daar's soveel dinge in my lewe wat ek doen, wat omgekrap is, wat onderste bo is. Vader, ek weet nie of ek kom of gaan nie. Ek is nie eers meer werd om 'n kind van God genoem te word nie. Vriende, daar was berou in sy hart. 'n grondige, hartroerende berou oor die dinge wat hy verkeerd gedoen het. Dis die een ding wat baie maal ontbreek in baie mense se lewens. 'n Godgewerkte berou. En dis waar jy gaan moet begin, wanneer jy sê, Vader, maak my. 'n Berou oor die dinge wat jy nagelaat het, oor die dinge wat jy doen, oor die koudheid, oor die liefdeloosheid. Noem dit op, vriende. Noem op. Die Heilige Gees sal vanmôre vir jou in jou hart kom sê wat die oorsaak is van jou geestelike en my geestelike bankrotskap. En die feit dat ons onsself daar dalk agter die varkbakke bevind. Het hy berou? Hy moes berou hê. Vader, ek het gesondig. Hoe moeilik is dit nie baie maal om vir die Here te erken. Here, ek het gesondig. En ek is jammer. Herstel vir my. Maar kyk die volgende ding, dit praat van oorgawe. Hy sê vir die vers 19 sê vir hy is nie meer werd. Kom ek lees dit liewersters. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos 'n huurling. Maak my soos 'n slaaf, 'n huurling. Maak my 'n huurling. Jy sien, vriende, om hier te kom, om 'n huurling te wees, om niks te word, om te sê, Here, ek is die klei en U is die pottebakker. Vader, ek is in U hande, maak met my, brei my, vorm my, maak my soos U wil. Here, my lewe gee ek aan U. Dit maak nie saak wat verkeerd is nie, kom reinig my, kom heilig my, vorm my, kap af, maak my na die beeld van Christus. Dis wat God ons wil hê. En ek wonder of ons baie keer bereid is om daar te kom. Vader, maak my 'n slaaf. Wie wil 'n slaaf wees? Ons wil mos in die kollig wees. Ons wil mos hê dat almal moet ons raak sien. Ons wil mos hê dat
Ons wil amper hê die kollig moet op my skyn. Ek moet iewers op 'n troontjie geplaas word. Wanneer mense van my praat, moet hulle kan sê, mooi so, of het jy gehoor, of, nee vriende, die woord van die Here sê, hierdie man kom na die Here toe en hy sê, na sy vader toe, hy sê, Vader, maak my 'n huurling. Ek lees in die woord van die Here met betrekking tot 'n man met die naam van Paulus. Het jy al van hom gehoor? Jy moes al, as jy die Bybel gelees het. Nou, Romeine 1 vers 1. Paulus stel homself bekend aan die mense van Romeine, van Rome, die kinders van God in Rome. Paulus, 'n dienskneg van Christus Jesus. 'n slaaf van Christus, 'n huurling van die Here. Iemand wat die wil van sy Vader doen. Iemand wat onderworpe is aan God, die een wat onderworpe is aan die een wat hom gered het, aan die een wat hom geroep het, die een wat hom gestuur het. Paulus, 'n dienskneg. Nou sal jy sê, maar ek verstaan nie mooi altyd wat dit beteken nie. Vriende, dan lees ek uit hierdie selfde man se lewe, hierdie selfde Paulus se lewe, nou verduidelik hy aan die mense van Filippi wie hy was. Hy sê ek het ook rede om op die vlees te vertrou. Hy sê as iemand anders meen dat op die vlees kan vertrou, dat hy kan roem, dat hy groot kan wees. Hy sê ek nog meer, luister nou. Hy sê ek is besny op die 8ste dag. Uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër van die Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseer, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref onberispelik. Man, jy kon nie 'n vinger amper op sy lewe kom lê nie. Jy sien, dis die gee my. Maar toe gebeur daar iets in Paulus se lewe en dit word, Here, maak my. En nou lees ons die volgende verse, wanneer hy sê, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Vader, maak my 'n dienskneg. En weet jy wat, vriende, ek wil hiermee afsluit. Die uitvloeisel van hierdie maak my, die uitwerking van hierdie maak my, vind ons in Lukas hoofstuk 15 vers 22. Net terugkom by my voorgelese gedeelte, vers 22. Hoor wat sê die woord van die Here. Maar die Vader sê, en nou hy praat nog nie. Hy's nog besig om te praat. Dis asof die Vader hom in die rede val. Hy sê, wag net so rukkie. Die Vader sê, bring die beste kleed, trek hom dit aan. Gee ring vir sy hand, skoene vir sy voete. Bring die vetgemaakte kalf en slag dit. Jy sien, vriende, dis een van daardie paradoks in die Bybel wat jy en ek nie kan verstaan hoe dit werk nie. Wanneer ek niks word, dan maak God my iets. Wanneer ek sterf in myself, dan leef ek in Christus. Wanneer ek alles vir God gee, dan doen hy ver bo wat jy en ek kan dink. Ek wens ek kan net oor hierdie gedeelte vanmôre praat. Maar ek moet afsluit. Vriende, die uiteinde is, toe daar die metamorfose plaasvind, toe dit verander van gee my na maak my, toe hy daar opstaan, die besluit neem, en met berou na die Here toe kom, na sy Vader toe kom, toe hy daar voor hom kom staan en sê, Here, Vader, ek is 'n dienskneg, ek is bereid om niks te wees nie. Wat sê God? Hy sê, bring alles. Kleed, skoene, ring, vet gemaak. Toe sê die Here, ek sal jou verhoog. Verstaan nie waarom die woord van die Here vir ons sê in Jakobus, verneder julle onder die kragtige hand van God en hy sal jou op die regte tyd verhoog. Liewe kind van die Here, hoeveel van ons leef dalk vanmôre soos hierdie jong man? Nie verlore nie, uit genade gered.
Maar ons eis ook maar net. Sonder om dankie te sê. Sonder om die een wat dit alles vir my moontlik maak, te erken. Van tyd tot tyd. Sonder om terug te gee en terug te ploeg. Gee, Here, gee. En dan kom daar iets, gebeur daar iets. En hy buig voor God. En hy sê, maak my. Hoeveel van ons moet dalk vanmôre vir die Here sê, Here, maak my. Maak my diensknegt. Maak my, Here. Wil jy nie dit kom sê nie? Vriende, die Here vertrou ons toe met soveel. Ons is geseënd. Ek dink as ons vanmôre ons seëninge moet begin tel, wat jy en ek het. En weet jy wat? Baie maal, as vanselfsprekend aanvaar ons dit. Dit moet so wees. Want die Here moet mos voorsien. Die Here moet mos gee. Nee, liewe kind van God. Dis sy genade. Uit sy volheid, sê die skrif, het ons ontvang, ja, genade op genade. Vader, maak my. Ek buig, Here. Ek buig. Ek is bereid, Here, om na binne te kyk. Wat verkeerd is te erken, reg te maak, agter my te sit, op te staan, terug te kom, om niks te wees. Sodat God my kan verhoog op sy tyd. Dis my boodskap wat die Here vir my gegee het, vir myself en vir u vanmôre. Vader, gee my. Vader, maak my. Watter een? Waar val jy nek vanmôre? Here, ek dank u vir u woord. Dank u vir die geleentheid wat ons gehad het om daarna te kon luister, dit te kon bepeins, dit te kon oordink. En Here, ek glo nie, daar is nuwe waarhede vanmôre gepreek nie. Dis dinge wat ons ken. Maar uit hierdie gelykenis kon ons hierdie woord vir onsself kom uitneem en wegneem huis toe. Here, hoeveel van ons tot vanmôre is net Vader gee, Vader doen, Vader help. Dalk moet ons daar kom waar ons besef, Here, ek is bankrot. Ek verkoos wat God vir my gee. Dit wat hy vir my goedgunstiglik toegevoeg het, misbruik ek. En Here, nou kom ons om vir u te sê, Here, hier is ons. Hier is onsself. Hier is ons gees, siel en liggaam. Maak ons vanmôre diensknegte. Dankie dat u met ons deel. Dankie dat u met ons praat. In Jesus naam. Amen. Volgende week, as die Here ons spaar, en vertoef om te kom, gaan u die orgelspel weer waardeer. Kom ons sluit af, ons spreek die seën van die Here uit. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en met u bly. Amen.